ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 149. Ek is professor Hans Retinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, en daar is 'n hele magdom van hulle, Engels en Afrikaans. Dink spesifiek aan die boek, is dit Armageddon, die tyd waarin ons lewe, waar almal van Armageddon praat en wat almal bekommerd is oor Armageddon en hoe, waar, wanneer, wat moet gebeur. Is 'n A4 boek, so 460 bladsye, magdom inligting in daai boek. Sou jy belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste, luister weer, https://, gaan weer stadig sê vir die ou mensies, https, ja, moenie die S vergeet nie, https:// Yafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Dit is ook baie belangrik om in te teken, sodat jy die verskillende kennisgewings kan kry, ook van ons verskillende TikTok boodskappe. Baie belangrik. En dan natuurlik, dan moet jy inteken sodat jy kan die kennisgewings kry. Deel dit ook met ander, dis lewensbelangrik. Maak seker jy het 'n pen en papier en ofwel 'n boek, handboek, 'n skryfblok en Bybel 1933 of 'n 53 bydra. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre al die eer, die lof, die prys en die aanbidding vir U toeswaai, Yafashua, omdat U bereid was om U lewe af te lê vir elkeen van ons, dat ons vanmôre volbloed Jafiste kan wees, want sonder U genadebloed, U bo-natuurlike genadebloed, sou ons dit nie gemaak het nie. Ons sou nie eers 'n bokkie of 'n lammetjie gaan offer het nie, want ons was nie ortodokse Jode nie. Ons was heidene. Ons sal maar net aangegaan het met die hoerery en al die dinge wat daar in 'n sondaar se lewe is. Maar vanmôre kom ons nie as 'n klomp sondaars nie. Ons kom vanmôre as U kinders, Yafashua. Volbloed Jafiste gereinig deur die bo-natuurlike genadebloed van U seun Yafashua. Ons wil in die dag ons U genadebloed waardig wees. Spreek met ons deur die woord vanmôre. Openbaar U woord aan ons. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanmôre se studie vir u 'n seën gaan wees in sommer 'n groot blessing. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 12. Ek is nog steeds by vers 10, dis waar ons gisteroggend gewees het. Waar hy gepraat het, koning Salomo gesê het, die regverdige ken die natuur van sy dier. En ek wil vanmôre sê dat ons is en word geken, en ons is nie diere nie, maar ons is gekoop met 'n bloedprys. Die bloedprys Yafashua. Die skrif sê, wat 'n vriend sal sy lewe gee vir sy vriend. Hoeveel van hulle wat sê hulle is jou vriend, is bereid om sy lewe te gee vir hom? Maar Yafashua het nie net vir ons 'n vriend geword nie. Hy het vir ons verlosser kon word. Ons redder
en ons saligmaker. Halleluja, halleluja. Ek wil my hande opsteek vanmôre, Vader, Jaffa. Ek wil dankie sê vir die genadebloed van Jafashua. Halleluja. Dankie vir die genadebloed wat hy gestort het vir my as 'n individu. Dankie dat ons losgekoop is van die sondes, Vader. En die woord sê dat ons staan voor U, asof ons nog nooit gesondig het nie. Ons prys U, Vader, dat U bereid was om Jafashua te gee vir ons. Dankie Jafashua dat U bereid was om te kom sterf vir my, wat 'n heiden was. Dankie vir die voorreg vanmôre, dat ons nie meer heidene is nie, maar dat ons huisgenote is van U koningskap. Ons prys U, halleluja. Wat 'n wonderlike salwing hier in die ateljee vanmôre. Ons gee aan Jaffa al die prys en die eer. Ons is nie diere nie, maar ons is duur gekoop deur die bo-natuurlike genadebloed van Jafashua. Hy het ons kom vrymaak. Ek het nie nodig vanmôre onder 'n sondejuk te loop nie. Woord sê ek het gekom om julle los te maak, om die juk van sondes te verbreek. Maar julle laat toe om julleself weer onder die juk van diensbaarheid te plaas. Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, want ek gaan haar, die Babyloniese hoermoeder en haar hoerkinders, gaan ek doodmaak, kom onder haar uit. Kom word verlos in die bloed van die lam, halleluja. Hy sê, maar die barmhartigheid van die goddeloses is wreed. Jy weet, vanmôre, die duiwel, die Satan, ek hou van die woord Satan, die Satan hou niks van ons nie. Maar weet jy wat? Ek hou ook weer niks van hom nie. Nou, hoe kan jy dit sê, prof? Wel, hy is uitgekleer aan die kruishout van Golgotha. Ja, woord sê, Jafashua sê, hy het hom uitgekleer aan Golgotha's kruis. Ons sondes en ons oortredinge is vasgeslaan gewees aan die kruis. Die kruis is nie dit wat my kom red het nie. Dit is my verlosser wat op die kruis was, wat my kom red het. En dis hoekom dra ek geen kruise nie, want dit is 'n vervloeking. Kruis is 'n vervloeking. Katolieke, Constantijn en sy ma het die kruisbediening begin. En dan by die Council of Nicaea 327, dan word dit dogma, katolieke dogma. Ons lewe nie deur 'n kruis nie. Ons lewe as gevolg van hom wat op die kruis was. Wat gedoen het? Wat ons kom vrykoop het. Wat ons kom losmaak het. Wat U en my by die naam kom roep het. Ek dink baie keer wanneer ek so sit en werk met die rekenaar, jy moet verstaan, jy is besig hier sommer as 'n duisende gedagtes wat deur 'n dag, deur 'n ou se kop maal en alles. Want terwyl jy besig is, jy multitask mos, jy kan, ja, vat ons mos so gemaak. En baie keer het ek al gedink, ek wonder, wat sou my lewe gewees het? Ek, Hannes Redinghuis. As Jaffa my nie pad langs gekom het toe ek 'n jong seun was nie. Hoe sou my lewe uitgedraai het? Sou ek dalk 'n tronkvoël gewees het? Of 'n verkragter? Of verslaaf aan pornografie? Kindermolesteerder, vroueslaander? Ek weet nie. Maar weet jy wat, ek wil nie my toespits op dit wat ek kon gewees het nie. Ek wil eerder sê, kom ons konsentreer vanmôre op dit wat ons in Jafashua kan wees. Wil ons begin deur te sê, koning, seun en priester.
Dadelik stel dit ons ook in 'n ander vlak as Melchisedek. Want hy was net koning en priester. Maar ons is nog seun van die Allerhoogste. Halleluja. Wedergebaar deur die bloed van Jahweh, wat Melchisedek nie was nie. Ek en u het vanmôre die voorreg om ten enige tyd van die dag of die nag ons te beroep op die bo-natuurlike genadebloed van Jahweh. Ons het die reg. Ons het die reg. As ek sien in die laaste 3-4 jaar hoe Jahweh gekom het en op bo-natuurlike wyse deur die bloed van Jahweh kom genesings bewerkstellig het in my lewe en Pastoor Rika se lewe. Sy moes nou Desember moes sy vir 'n tweede keer dood gewees het. Waar haar weer haar hart moes stop onder narkose en om dan skok met die elektrisiteit om haar hart aan die gang te kry. Sy was Desember maand was sy amper dood gewees. Maar die woord sê die gebed van die regverdiges het vele krag. En ek is so verskriklik dankbaar dat ek het soveel Javiste wat ek ken, mans en vrouens. Ons gebedsgroep wat daar is. Wat ek net sê, kom ons staan saam. Want die woord sê dat die getuienis van 2 of 3 het meer krag. Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En ek sê altyd, moet ons 'n quorum vorm? Nee, ek en die Ruach is klaar 2. So eintlik het ek nie 'n tweede of 'n derde persoon nodig nie, want ek is reeds in die Ruach. En u is reeds in die Ruach. Maar ons het 'n voorreg wat 'n verlore sondaar vanoggend nie het nie. En dis in tye van nood en tye van stres en alright, jy weet nou nie wat beteken stres in die goed nie, maar in tye van stres en nood, om 'n anker te hê in Jahweh, waar hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Die kondisie is, jy moet my eer. So baie keer dan vergeet ons daai kondisie, is om terug te gaan en sê, dankie, Vader, vir Jahweh, sy genadebloed, en ook die werking en die leiding van die Ruach HaKodesh. Dis maar mens, ons vergeet baie keer om terug te gaan en net dankie te sê. Maar wanneer ons in 'n verhouding is soos wat ons is, dan word dit 'n lewensgewoonte om altyd ons dank te betuig. Want ons weet, ons kan nie in onsself staan nie. In onsself sal ons dit nie maak. Die woord sê ons, pasop jy wat dink dat jy staan, dat jy lankal reeds geval het nie. Halleluja. Die aanslag van die duiwel in die tyd waarin ons lewe vandag is so aanhoudend en so geweldig. Maar weet jy wat? Die woord sê na jou toe kom dit nie aan nie. As ek dink in terme van my sielsdimensie, die geestelikheid rondom dit, as ek en u werklik moet sien die aanslag van die demoniese geeste en van die Satan van buitekant af, en die skans van engele wat om ons gestel is, halleluja, 'n skans van engele met swaarde van vuur, sê die woord, wat hy om ons trek, 'n laar. As ons dit kan besef, dan sal ons werklik besef, hoe is ons geseënd? Want daai pyle wat op ons afgevuur word, gebed van die regverdige het groot krag. Ons is aangetrek in die volle wapenrusting van Jahweh, deur die Ruach.
En meeste van die tyd hoor ons nie eers, dit gaan so pong, 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 pong. Soos wel daai pyle van die duiwel teen jou amer slaan nie. Jy hoort nie eers meer nie. Want ons is so in die roog dat ons glo dit gebeur net. En ek wil amper sê, baie keer dink ek ons vat dit daar 'n bietjie van selfsprekend, wat nie behoort te wees nie. Dankbaar is ons, maar ons het nodig om ook erkenning te gee. En daarom hou ek van nagmaalgeleenthede. En ons het nie nodig om te wag vir 'n nagmaalgeleentheid om erkenning te gee nie. Hy spreek met ons. En hy sê, nou is jy wel aangename tyd. As jy my stem hoor, verhard nie jou sielste mense nie. Nie my hart nie, my sielste mense. En ek is so bevoorreg, en u vanmôre is so bevoorreg, dat ons oorskadu is en beskik is deur die Ruach HaKodesh in die genadebloed van Jahweh. Wat 'n voorreg. Alles wat julle in my naam vra en dit glo soos wat die woord sê, dit sal julle ontvang. Ons beweeg in hierdie dag in die beskerming, in die voorsiening en in die heerlikheid van die bloed van Jahweh. Tot môreoggend as Vader lewe ons gesondheid spaar. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.